Ek is die bestuurder van Ellen Kerkorrel Suid-Afrika. Ons is deel van Musica Instrumente hier in Pretoria. En dit is vir my nog steeds fantasties om 1000-2000 kilos 'n maand te ry en op plekkies te kom wat ek nooit geweet het eers bestaan nie. In kerke te kom wat jy nie eers gedink het dit is 'n kerk nie, dis 'n saal. En dan te hoor hoe mense sing, hoe mense God aanbid. Dit is ek is baie bevoorreg om so werk te kan hê en ek geniet dit. Dis vir my regtig lekker. Wel, ek het groot geword in die Vrystaat met die naam Tennyson, 'n plattelandse dorpie. En daarso was die enigste dag wat ek die orgel kon hoor was op 'n Sondag gewees en ek was van kleins af verlief op die klanke wat die orgel voortgebring het. En daar was 'n tannie gewees wat vir my verskriklik van kleins af geïnspireer het oor hoe mense gemeente moet begelei en wat mens alles met 'n orgel kan doen. En ongelukkig was sy vermoor en sy was 'n plaasvrou gewees. So ek het al van kleins af was ek kwaad vir die Here om te dink dat hoe kan so groot persoon wat in jou lewe 'n rol speel net uit jou lewe uitgeneem word. So van kleins af, van 'n jong ouderdom af, was die motivering daar dat ek self wou leer om te speel en in mense na 'n hoogtepunt toe te vat, soos wat sy dit kon doen. Vir my is dit die beste. Ek het al orgels na plekkies toe gevat waar daar nie eers 'n kerk is nie. Die orgel is buite in die natuur neergesit, want daai spesifieke kerk het nie geld eers vir 'n gebou nie. En dit was vir hulle so spesiaal, en dit het my aan die hart gegryp, dat 'n kerk wat nie geld het nie, tog 'n bietjie geld wil uithaal, en alles net een keer 'n jaar, 'n orgel te huur, en almal sit buite in die natuur onder 'n boom, en hulle aanbid God. Dit is vir my fantasties. Een van my grootste rolmodelle in die lewe is seker Johann Sebastian Bach, wat een van die grootste orgelkomponiste in die geskiedenis was. Maar ongelukkig wil jong mense nie meer vandag na Bach luister nie, want dit is dalk net 'n bietjie swaar vir hulle. So mens moet nuwe benaderinge gaan soek oor wat jy alles met die orgel kan doen, wat se tipe lied jy kan vat, dat jong mense kan omdraai of na die orgel kan opkyk en dink, wow, dit is nice. Maar deur alles kan mens dit nie alleen doen nie. So ek gaan kort op my knieë, ek raak stil voor 'n diens en jy bid tot die Here en jy vra vir hom, help my, wys my wat ek alles met die orgel kan doen, sodat die orgel vir die volgende 1000 jaar nog kan voortleef in Suid-Afrikaanse kerke. Musiek kan mense tot hoogtes neem. Ek dink baie keer dat sonder 'n preek kan musiek genoeg wees. En ander kere sonder musiek kan 'n preek genoeg wees. Maar as jy hierdie twee saam sit, is dit iets ongeloofliks. Daar's baie kere wat ek in die kerk sit en op 29 kry ek nog steeds hoendervleis as 'n gemeente kan sing dat die dak lig. En dan voel jy iets wat jy vir niemand kan beskryf nie. En ek glo dis die Heilige Gees wat aan werk as 'n gemeente net sing dat en lof van die Here bring. En ek glo dit is dan die Heilige Gees wat daarmee werk. Baie mense dink dat jy net een keer 'n week voor die orgel kom sit. As jong orgelis, of selfs 'n gevorderde persoon wat nou al 50 jaar orgelis is, moet jy tog 2 of 3 keer in die week kom stil raak, na jou instrument toe kom en kom oefen. Toe ek op skool was daar 'n CSV span gewees wat ons besoek het. En toe hulle nou hoor wat ek doen, het die een man vir my gesê, hy is verskriklik jaloers op my. Toe sê ek nou hoe so? En hy het vir my gesê, jy het die voorreg om elke middag
in God se huis in te gaan en amper op sy skoot te gaan sit want jy's alleen in die kerk. En dit bly tot vandag toe nog by my. So dit is vir my 'n groot voorreg om in die aande of op Saterdagmiddag in die kerk in te kom en hier's niemand nie. En dan kan jy met God praat sonder gebed. Praat jy met hom deur jou musiek. En dit is vir my baie spesiaal.